Wanneer ek kyk hierna die situasie wat die vrou aan bevind, die situasie was net tydelik. Want die situasie, hy moet verander, pastoor. Amen. 'n probleem of 'n situasie, hy hou net vir 'n tydperk. Hy moet verander. Amen. Want hy sê in sy woord dat alles in die lewe het 'n bepaalde tyd. Net soos ons 'n tyd het om te lewe en 'n tyd het om te sterwe. 'n tyd om te lag en 'n tyd om te ween. Maar ek wil vir Suster Zana vra om vir my Johannes 5 vers 8 net so vinnig te lees, Suster Zana. Jesus sê vir hom, staan op, tel jou goed op en loop. Oomlik het die man persoonlik geword, sy goed opgetel en geloop. Amen. Baie dankie, Suster Zana. Hy sê vir die man wat langs die pad van Bethesda lê, vir 38 jaar het hy in hy omstandighede geleef. Vir 38 jaar was hy in 'n situasie. Maar op die dag daag die Here op. Die Here daag op. En die Here sê vir hom, staan op. Die Here sê vir hom, staan op. Vanoggend sê die Here vir ons, wie vanoggend hier is, nie per toeval nie. Hy sê vir ons vanoggend, nee. Die Here sê vir jou vanoggend, staan op. Ek sien jou in die week en ek sê, Here, wees beter. Jy ken die pad wat sy nou stap. Laat sy besef dat hy is nog steeds die God, dieselfde God van gister, gaan hy vandag dieselfde God van wees. Dat dit is nie die einde nie, nee. Alles het 'n tyd. Jou situasie is net tot korte duur. Daar is 'n doel. Daar is 'n rede. Daar is 'n rede. Jy hoef nie vandag sleg te voel nie. Die Here sê vir jou vandag, nee, jy weet nie waar jy sit nie, maar hy sê vir jou vandag, staan op. Hy sê vir jou, staan op, gekeer terug, skryf weer die vraagstelling, of het 1 of het 2 is, en ek sê vir jou, profeteer vandag, nee, jy gaan goed 80% kry. Ek het vir iemand Johannes 11 vers 39 vir ODB gegee. Kan ODB vir ons asseblief voorlees? Johannes 11 vers 93 ODB vanaf daar. Of vers 11 vanaf vers 39 tot 40. Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, Lazarus se suster sê vir Jesus, "Ai meneer, hy ryk aan." Maar dit is die 4de dag. Jesus sê vir haar, "Het ek nie vir jou gesê dat as jy glo, jy die heerlikheid van God sal sien?" Amen, dankie. Dis die voorgeleesde woord van die Here. Hier lê Lazarus. Hier kom Martha na die Here toe. Die steen word weggerol. Luister na wat die Here vir Martha sê. Martha sê vir die Here, Lazarus is al 4 dae dood. En die liggaam is al in sy ontbindingsfase. En wanneer 'n liggaam in sy ontbindingsfase is, dan ryk die liggaam. Die vel begin verdor en te verander. Hy begin te ryk 'n liggaam wat vir 3-4 dae lê. Oudie, ek dink Oudie kan getuig van hoe ryk so 'n liggaam. Hier is 'n liggaam van Lazarus in sy ontbindingsfase.
Maar vir die Here is dit nooit te laat nie. Hy kom op die 4de dag. Dit laat ons wonder, maar hoe werk die Here dan? Hoekom wag die Here vir 4 dae vir Lazarus? Wanneer ons teruglees, dan gaan ons besef hoe lief die Here vir Lazarus gehad het. Want toe Lazarus siek was, toe stuur sy susters alreeds die boodskap. Wat sê dat roep hom? Want Lazarus is siek, hy is siek mens. Maar die Here wag vir 4 dae. Nou vra ons maar, hoekom wag hy vir 4 dae? Hoe werk die Here dan? Wanneer ek ook teruglees, dan lees ek dat die rede hoekom die Here gewag het vir die 4de dag en dat Lazarus moet sterwe en dat hy vir Lazarus uit die dood het opwek, is sodat God verheerlik kan word. Wat hy wou vir hulle wys. Hy wou vir hulle wys tot wat God in staat is om te doen. Nou vanoggend het een van ons dalk 'n situasie wat al stink. Wat al sleg ryk. Wat al in die ontbindingsfase is. Maak nie saak wat die probleem, maak nie saak vanoggend wat die situasie is. Maar miskien stink die situasie alreeds. Die kom 'n lang pad al aan met die probleem. Die bly bidden, die bly buigend. Maar die antwoord kom nie. Maar God is 'n God wat nooit te laat. Sommige kere laat die Here jou in omstandighede of in 'n probleem sodat hy vir jou kan wys dat hoe sterk en hoe magtig en hoe kragtig God werklik is. Sommige kere straf die Here jou nie. Ons sê mos wanneer dit sleg gaan dat die Here straf jou. Sommige kere vir die Here jy moet hom uit dit waar jy jou bevind, moet jy hom kan verheerlik. Ek sê weer 'n situasie dit verander. 'n Situasie is tydelik. Hier word die dooie man opgewek. Hy sê vir Lazarus, Lazarus, kom uit. Kom uit. Hy sê vir Lazarus, Lazarus, kom uit. Nou hier is dit net so goed, soos waar hy vir die man by Bethesda en waar hy vir die dooie seun sê, staan op. Vandag sê hy vir jou uit die omstandighede waar jy jou bevind, kom uit. Vandag gee die Here jou 'n opdrag. Die vraag is, wat gaan jy met die opdrag maak? Hy sê vir jy, staan op. Uit die gebroke situasie, die finansiële probleme. Hy spreek met die leë koskaste. Hy spreek met die siekte. Hy spreek tot elke probleem. Want soos ons ingekom het, glo ek elkeen van ons het 'n verskillende probleem. Ons almal wat vanoggend hier kom, ons is oorlaai met probleme. Waar dit finansiëel is, waar dit siekte is, waar dit familie is, waar dit die kinders is, waar dit ons gevaar het, ongeag wat die omstandighede vanoggend is. Die Here sê vanoggend vir ons, staan op. En jou situasie, staan op. En jou situasie, kom uit. Ek het iemand Lukas 8 vers 53 gegee. Maar dat sit nie. Ja, kan sit nie lees nie vir ons. Lukas 8, 53 tot 54. Hulle het hom uitgelaat, hulle het gelke, dat sy dood is, maar diese het haar hand uitgestrek en uitgeroep,
Eentje staat op. Daar kan ons lezen. In Lucas 8, vers 53. Een dochtertje heeft in die slaapkamer gelegen. En haar ouders zit die Here laat dagvaar, laat roep, om haar te komen gelezen. En hij heeft 3 van die apostelen samen met hem genomen. En hij heeft allemaal wat daar binnen in die vertrekken vast waar die kindje ligt. Hij heeft er uitgedaagd en hij zit voor die voet.